Dis nog steeds maandag en jy luister na Oasis FM, die radiostasie wat lewende water bring, water wat verkoop, vernuwe en natuurlik vir ons baie hoop gee. Ek is Gabriel van Eden, jou gasheer, en jy's ingeskakel op die program Eer aan God. En saam met my in die ateljee twee baie spesiale gaste wat 'n bietjie kom kuier het, en ons gaan gesels. Ek dink kom ons begin by jou, Jurgen. Vertel bietjie vir ons, wat het gebeur dat jy op Jeffreys Bay beland het en wat doen jy en so meer? Ja, Gabriel, baie dankie, lekker om hier te wees. Ons is nou al so 5 weke hierso, ek en my vrou. Ons is ook pas getroud, 5 maande getroud, en ek is die voorreg om beroep te wees hier na Jeffreys Bay NG gemeente, spesifiek vir die familiebediening. Ja. So, dit is hoekom ek hier is, en hulle sê die visvang is net so goed, so dit is 'n bonus by. Ja, hy het natuurlik gaan hoor wat in die Bybel aangaan, visser van mense. Ek het nou eendag 'n man sien visvang daar by Stilbaai, en ek kyk hom so en hy gooi so sy aas en die goedjies in die rivier, daar waar die mense swem. Toe gaan ek na hom toe, ek sê vir meneer, ek kan sien, jy het hierdie Bybel ding ernstig opgeneem, jy's 'n visser van mense. Ja, dit is goed, en weet jy, Jurgen, die spesiale plek Jeffreys Bay, jy gaan nog uitvind, sodra jy jou voete vind, waarmee is God werklik besig hierso. So baie welkom, en ons gaan lekker saam kuier en gesels. Oor na jou toe, Joe, jy is daar almal so 'n rukkie op Jeffreys Bay en 'n rukkie getroud, dink ek. Ja, nee, is weer eens 'n voorreg om hier te wees. Dankie vir die geleentheid. Altyd so lekker om hier saam te wees. En ja, ek sien uit na vandag se gesprek. Ek is nou so 16 jaar lank in die bediening. So 4,5 jaar, gaan nou vir die 5de jaar hierso in Jeffreys Bay. Wow. En ja, voorheen eers in Centurion, daar in Gauteng, en ons leef nou, en jy sal dit ook nou agterkom, Jogie. Jeffreys Bay is definitief net so, dis kan die hemel. Ja, nee, en dit is maar net spesiaal. So deel bietjie ons hart met jou, Jogie, en wat maak die Here, wat het gebeur vandat jy jou voete hier, wil ek amper sê, aan wal gesit het in Jeffreys Bay? Waarmee is Vader besig in jou hart? Ja, ek dink dit het begin voordat ek my voete hier aan wal gesit het, toe ek en my vrou hier inry, die 4de Januarie, toe ry ons nie as vreemdelinge in 'n ander provinsie in nie, ons is regtig met oop harte ontvang, en ons is regtig, ja, die mense gee regtig om en is lief en wil help, en ek bedoel net met die verblyf, byvoorbeeld het ons kon eers in Februarie in ons plek intrek, het was sout my net die dag gebel en sê, "Moenie worry, ons het vir julle verblyf gekry vir die eerste maand," net so, ek dink die Here is besig vir my om regtig die noodsaaklikheid van 'n geloofsgemeenskap te beklemtoon, om deel te wees van iets groter, nie net te ontvang op die dag, op 'n Sondag, en te dink, hier is nou my kerk, en al wanneer ek hulle sien is op 'n Sondag vir 'n uur nie, dit is, jy is deel van iets groter as jouself, en ek dink, wanneer ons spesifiek met die jong mense ook besig is dit die soort boodskap wat ons wil kommunikeer. As jy deel is, jy vorm deel van 'n familie, so wat daar is vir jou, wat omgee, en wat jy kan bel. Ek weet nou, ek kan my kollegas, ek kan vir Joe bel en sê, luister, ek het 'n krisis, en ek sonder geen twyfel dat hy gaan my antwoord en hy gaan my help. Ja. So ja. Terwyl jy so van 'n geloofsgemeenskap praat, wat beteken dit vir jong mense en selfs kinders om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap? Ja, Gabriel, ons is by Jeffreys Bay gemeente, het ons die voorreg om 'n makrogemeente te wees. So wanneer dit by jeugbediening kom, is daar 'n gespesialiseerde gebied daarvoor. Daar is nie net 'n kindermoment in 'n erediens nie, ons eintlik 'n aparte plek vir jou kind om te kom join daarso. So om deel te wees, glo ek, is om betrokke te wees by iets wat jy relevant vind. So daar is vir verskillende ouderdomsgroepe verskillende plekke om in te skakel. En om deel daarvan te wees, ek glo ongeag vir 'n kind of 'n ouer of 'n oupa of 'n ouma of wie ook al is, ons almal het een roeping, en ons leef dit op verskillende maniere uit, maar dis om op die ou en die goeie nuus tot in die uithoeke van die wêreld te versprei. Amen. En om te leef vanuit jou verhouding in Christus, en om dit dan nou vir 'n kind op sy ontwikkelingsvlak aan te bied, op so 'n manier maak jy hom deel van daai geloofsgemeenskap. Ag, dis wonderlik. Oor na jou toe, Joe. Ja, ek dink sommer net aan 'n teksgedeelte, spesifiek waarmee Jogie julle ook mee besig is, meer op 'n gereelde basis. As jy hierdie gedeelte Spreuke 22 van gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef.
en hy sal ook, as hy al oud is, nie daarvan afwyk nie. So dis nou nogal 'n wonderlike plek om te wees. Die hele gedagte van ons doen ons beste, ons skep ruimtes waar mense eintlik kan kom groei, mense kan kom deel wees. En dan moet ons ook die Here vertrou, né? Vir dit wat die saad wat gesaai word, dat dit ook in goeie grond sal val. En van daar af ook sal ontkiem, op die regte tyd sal vrug dra. En eendag sal iemand anders se dalk stories hoor van mense se lewens en harte wat totaal en al verander het, van dit wat ons hiermee besig was. Dalk hoor ons nooit van hierdie stories nie, dalk doen ons, maar ek dink dit is net 'n wonderlike voorreg om in die bediening te kan wees, en soos wat jy ook nou gesê het, as ek so na hom luister, dan dink ek hierdie jong man wat die Here na ons toe gestuur het hier in Jeffreys Bay, so lekker om 'n kollega te hê wat 'n passie het vir jong mense, en ek sien uit na die groei wat gaan plaasvind ook in die volgende tyd. Ja, dis vir my so oulik dat jy juist die skrifgedeelte aanhaal wat hier voor my is, Spreuke 22 vers 6, hierdie vertaling sê, wanneer jy vir 'n jong mens leer hoe hy moet lewe, dan hou hy aan om so te lewe, ook wanneer hy oud geword het. Ja, dit gee daai skrif net so 'n bietjie ander kleur, net om te besef, dat wanneer ons 'n jong mens leer, dis my amper soos die fondasie van sy Christenlewe. Wanneer as jy die jong mens leer, dit maak nie saak wat gebeur nie, die gebou mag dalk in duie stort, maar die fondasie sal vir ewig bly staan. En dis wat my positief is, en as ek nou dink aan ons Jesus en hoe lief hy vir die kindertjies was, en hoe hy altyd gesê het, laat die kinders na my toe kom, moenie vir hulle verhinder nie. En dit is vir my so mooi om te besef dat ons Jesus was eintlik 'n leermeester. Hy was 'n leraar en hy wou die kinders leer. En dis vir my ook belangrik dat die kinders van, kom ons noem nou maar van kleins af, die waarheid moet hoor. Want ek weet Johannes 8 vers 31 sê, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Dis vir my kosbaar. Oor na jou toe, Jogie. Ja, ek dink jy raak nou aan die belangrike punt van die fondasie. Ek dink wanneer ek aan fondasie dink of hoor, dan dink ek dadelik aan identiteit. En wanneer ons kyk spesifiek nou na die jeugbediening en tieners, die ontwikkelingfase waarin hulle is, vra die vraag, maar wie is ek? Waar hoort ek in die samelewing? En ek weet die teorie is nou net gefokus op die adolescentes ouderdom, maar daai vraag is relevant vir enigiemand. Ek dink ons almal kom op 'n plek in die lewe waar ons voel, maar wie is ek? Is hierdie nou al wat ek bereik het, of het ek nog 'n rol om te speel? So die voorreg om met jong mense te werk is om hulle te herinner daarin dat as jou identiteit in Christus is, kan daar regtig enige iets in hierdie lewe kom, en enige iets kan na jou kant toe kom. Jy kan na skool blootgestel word aan verskillende gelowe, verskillende plekke in die samelewing, maar jy gaan nie uitgebou word nie. Jy gaan dit kan face en jy gaan okay wees. En ek dink dit is die beste werk in die wêreld. Ek sê elke dag vir my vrou, soos die aand in die bed kom, sê ek het werk regtig op die beste plek. Om met kinders te kan werk, om te dink, my beroep vereis dat ek die goeie nuus moet verkondig. Ek kan dit elke liewe dag doen. En dit is net so groot voorreg, en dit help my baie keer om, ek weet daai teks sê nou vir ons moet die kinders reg leer, maar dit wat hulle vir jou ook leer in die proses. Jy daag baie keer op 'n Sondag op, en dan dink jy, jy het nou hierdie voorberei, dit beplan om vir hulle te sê, en dan kom hulle en dan gee hulle vir jou net so 'n stukkie lewensadvies, en dan dink jy, daar verander my lewe nou radikaal, oor dit wat 'n jong mens vir my kom leer het. So. Ja, wat vir my kosbaar is, ons het net daaroor gepraat, die jong kinders is nog suiwer, hulle is nog nie geknou deur die houe van die lewe nie, en hulle hartjies is opreg en pragtig, hulle is opreg, wanneer hy glimlag uit 'n hartjie van vreugde en vrede, en dis vir my altyd 'n inspirasie om meer soos 'n kind te kan wees, en nie toe te laat dat die geroese moes, die gevegte van die lewe, jou onderkry en jy jou vreugde verloor, en nou loop jy met 'n ou lang pere gesig hierso, en sonder 'n glimlag, want kyk daar, ek is nou al 'n paar keer, ek het 'n paar slegte shots weg, die ou lewe het my 'n paar houe uitgedeel, maar dis waar ons verhouding met ander in die geloofsgemeenskap, ons mekaar kan ondersteun deur te sê, kom broer, lig op jou kop,
ek verlang na jou glimlag. En dan kan ons mekaar inspireer met 'n pragtige Jesus glimlag, wat mense kan sê, wel, as hy dit kan doen, of as sy dit kan doen, dan kan ek dit ook mos doen. En dan maak ons daardie keuse om die vreugde van die Here na te jaag. Oor na jou toe, Joe. Ja, ek dink om by jou aan te sluit, ek dink die woorde wat mense baie keer mos mag gebruik is om te glo soos 'n kind. Maar ek dink eerder is eerder om eintlik soos 'n kind te word. 'n Kind is afhanklik. Ja. 'n Kind is oop. Ja. En ek dink dis iets daarvan wat ek dink die Here ook vir ons in sy woord ook van wys en kom leer, is om juist dit nie net te sê ek vat alles net vir soetkoek op nie. Ek kyk nou na ons twee seentjies. Ja. Hulle is nou deesdae met die hoekom vra besig. Okay. Van hoekom, soos ek sê, nee, jy moet aantrek, maar hoekom? Ek wil graag weet, hoekom moet ek nou aantrek? En dan dink ek by myself, as ons daai teksgedeelte lees, dan besef ek ook, ek kan ook met my hoekom vra, en ek kan ook met my afhanklikheid, kan ek ook na die Here toe gaan en sê, Here, ek is regtig afhanklik van U, en ek wil graag weet hoekom en waarom gebeur hierdie dinge in die lewe. En ek dink ja, aan die een kant is dit so. Ek dink daar's baie kinders wat uit 'n baie goeie agtergrond uitkom, maar dan kry ons ook weer ander kinders wat weer uit baie gebroke omstandighede uitkom. Ja. En ek dink jy het ook al dit gesien binne die gemeente, binne die gemeenskap. Ek dink 'n mens gaan altyd hierdie twee kante hê. En ek dink om op die einde van die dag die goeie nuus te kan verkondig vir beide kante is so 'n groot voorreg. Hoeveel stories en getuienisse hoor ons van jong mense wat sê, maar my lewe het verander hier by die gemeente. Jy weet, die een plek wat ten minste vir my gevoel het soos huis, was hierdie plek. As my huis uitmekaar uit was die kerk die plek waar ek my vriende kon sien, waar ek my mense kon sien. So, ek dink daaruit, ek dink nie ons besef die groot impak wat gemaak word. Ons sien uit vir die impak wat hierdie jaar ook deur jou gemaak gaan word, ook hierso in die gemeente en ook in die gemeenskap. Joekie, waarna sien jy uit hierdie jaar? Iets waar ek regtig opgewonde is om die vertroue te wen van die kinders. Ek dink die kerk moet in hierdie gebroke samelewing 'n konstante wees vir 'n kind of vir enige iemand, dat hulle weet, as ek hier opdaag op 'n Sondag, is die mense wat vir my lief is, is mense wat ek sien en ek weet hulle is beskikbaar en ek weet hulle gee om vir my. Ek dink as mense op daai goed kan fokus, dit maak my opgewonde. Ek sien daarna uit. Wat vir my regtig motiveer en inspireer is wanneer kinders self leiding vat en verantwoordelikheid vat vir hulle geloofslewe. Ons het die naweekie voorreg gehad om met 5 gemeentes 'n belydeniskamp te doen naby Eerste Rivier, en die Saterdag aand het ons 'n spasie probeer skep. Elkeen het 'n bak sand geskryf en dinge wat jou terughou, kan jy daar in daai sand geskryf het, en dan weet jy, as jy dit by Jesus se voete neersit, kom veer dit uit. En om te sien hoe sit 50 graad 11's daar en vat verantwoordelikheid vir dit wat in hulle lewe aangaan. Dit motiveer my. Dit maak my opgewonde. Ek dink dit is waar die lewe gaan. Is mense wat antwoord op hierdie roepstem van God, wat sê, julle sal my getuies wees. En ek dink ons het die voorreg om as eerste toeskouers in die bediening te sien hoe die Heilige Gees met mense werk. Dis vir my partykeer net hierdie hele ding van ons moet op die toneel verskyn, sodat die Heilige Gees deur ons kan werk. As ek nou dink aan die Eerste Rivier kamp, en as 'n leerling van Hoërskool Nikomalan en deel van Niemandsdorp Oosgemeente, het ons al hierdie goeters beleef, en ek besef net weer eens, die oomblik wanneer ons aanmeld vir die kamp op Eerste Rivier, dan is die Heilige Gees reeds daar om ons te bedien met liefde. En vir my, ek weet deernis is 'n pragtige woord, maar deernis het liefde nodig. Wanneer ons werklik lief is vir mekaar, is deernis die gevolg, die produk van liefde. Ja, definitief. Ek dink, dit is my so mooi om te weet, gemeentes vat hande om 'n groot verskil te maak, en ek dink is net om, soos wat jy sê, op te daag, en in daai ruimte in te beweeg, en in afhanklikheid voor die Here eintlik, jy weet, te sê, maar Here, ek kan my deel doen, die beplanning is in, ek het gesien julle beplanning wat julle gedoen het, en hoe die program lyk,
En jy kan daai program hê, maar op die einde van die dag die Here gaan doen wat die Here moet doen, in mense se harte en lewens. En ek dink dis die mooi daarvan is dat dat daai stories, ek sien regtig uit om te hoor die getuienisse van jong mense wat op daardie kamp ook was. So ek dink dis dalk 'n geleentheid om 'n paar van daai jong mense dalk hier te kry en te sê maar kom vertel, kom vertel 'n bietjie wat het julle beleef. Nou kom Jurgen, as jy nou lekker jou voete gevind het en daar's 'n paar jong mense, dan kan ons hierdie ateljee gebruik en jy kan so 3 pragtige jong mense saambring wat ook hulle hart wil kom deel. Want iets wat ek besef het, toe ek op skool was op Nikomaland, hoe my klasmaats en my mede-maatjies my geïnspireer het om dinge te kon doen wat jy nooit eers gedink het jy kan doen nie. En dit is vir my mooi, as die jong span, die jong mense onder mekaar begin beïnvloed. En ek wil amper sê, om op 'n snaakse, of kom ons noem dit nou maar 'n opregte manier, mekaar te begin bedien, met die liefde van die Here deur sy woord te gebruik. Ja nee, ek dink, dis presies dit, en as nou net weer terugverwys na die kamp toe, dit is presies wat ons die Sondag sessie gedoen het, is om te sê, ons kan as predikante en mentors, kan ons nou invloed hê en ons kan 'n klomp mooi goed sê, maar op die einde van die dag sien ons hulle nie elke dag nie. Maar hulle sien mekaar elke dag. En wat is die goed waarmee hulle mekaar mee kan help om te sê, ek kan vanuit my verhouding met die Here, kan ek leef? En toe ek die vraag stel in my groep, toe sê ek, wat doen julle tans by die skool? Om dat mense kan sien, maar jy is deel van iets groter as jouself. Dat jy hierdie amazing gevoel, daai wat ons nou praat van die Heilige Gees wat by Eerste Rivier is, ek dink ook uit 'n kamer daarso. Maar ons die punt van daai sessie was om te sê, daai gevoel wat jy daar kry, kan jy skool toe weer vat. En hoe kan ons mekaar help? En ek vra toe vir die een meisie, wat doen jy by die skool wat mense kan sien? En voor sy kan praat, onderbreek een van die ander ouens my en sê vir my, Jogie, hierdie meisie is 'n vrou van God. As ons haar by die skool sien, dit is wat sy doen. En sy praat nie baie nie, maar daai het my net so besef, hierdie kinders, ons besef, partykeer onderskat ons hulle leervermoë, en ons dink ons moet hierdie in detail goed verduidelik, ons moet alles vir hulle doen, ons moet net bly teach, maar op die einde van die dag, as mens net vir hulle daai spasie gee om te sê, hoe gaan jy self verantwoordelikheid hiervoor vat? Ons gaan vir jou bemagtig en begelei, maar jy vat verantwoordelikheid, dan gebeur daar mooi goed, dan is dit daar waar jy net uit die Heilige Gees se pad uit moet kom, dat hy sy ding kan doen daarso. En ek dink, dit is die voorreg om dit te kan sien gebeur. Ja, dan laat my nogal dink aan Lukas 10, die gedeelte waar Jesus hy stuur die 72 voor hom uit, na elke plek waar hy van plan was om te gaan. En dis baie dit, dit gaan oor 'n toerustingstaak, dit gaan oor, wat ek hier by jou hoor, Joekie, is die feit dat julle op 'n kamp is, julle rus daai tieners toe, maar sê ook self, maar jy moet nou gaan. Dit is 'n uitstuurtaak. Baie kere is dit so dat kerke soms verval binne-in, ons moet eers nog 'n disippelskap of nog 'n toerusting en nog 'n toerusting en ons moet net nog al hierdie wysheid, kry en ons moet net weet hoe om dit te doen, dat ons naderhand nie uitbeweeg buitekant toe nie, want ons wil net die hele tyd ontvang. En wat ek by jou hoor is vir my so mooi is, hoe kry ons tieners om daar waar die tekker die teer slaan, 'n verskil te kan maak. Letterlik daar in hulle eie plekke, want ek meen, dis die beste plek. Hulle wat daar beweeg, ek en jy beweeg nie elke dag in hulle kringe, daar by die skole, by hulle huise nie. Maar hoe rus ons hulle toe, om juist daar 'n verskil te kan maak, om sout en lig vir die wêreld te wees. So, ek is baie opgewonde, oor wat jy sê. Terwyl jy nou praat van toerus, en ek dink die woord van God moet in die jong mense, die tieners, of in elkeen se lewe wees. En ek hou vreeslik baie van Josua 1 vers 8 wat sê, die woord van God moet op jou lippe wees, jy moet dag en nag daarop mediteer en daaruit leer, en alles doen wat daarin geskryf staan, dan sal jy suksesvol wees, waarvoor God jou geroep het. En dis vir my nogal altyd iets dat, veral jong mense wat nie altyd tyd het vir die Bybel nie, op watter manier gaan julle hierdie jaar die jong mense en die tieners en die kinders bietjie meer in die woord inkry? Ja, ons is bevoorreg om goeie verhouding te hê met Frans Walle van die Lig app.
Nou die lig, nou ons weet tegnologie help ons vandag om kinders ook op die plek te ontmoet daar waar hulle is. Nou op hierdie lig app is hy op so 'n manier gestel dat dit vorm deel van ons katekisasie as mense dit nou so wil stel. So in die week het jy 'n program wat jy doen by die huis en jy kan nie aangaan na die volgende ding as jy dit nie voltooi het nie. Die app laat jy nie toe nie. So jy is heel week besig met daai sessie en dan Sondag na die erediens sit jy met 'n mentor wat hierdie selfe sessie gegaan het hierdie week en daar het julle 'n ontmoetingspunt om te sê, maar wat staan vir my hier uit? Ek dink op daai manier, want baie keer moet jy vrae invul vanuit 'n Bybelteks. So dit forceer 'n kind om 'n Bybel oop te maak. So daai is een van die maniere waarop mense doen. Maar ek dink ons kan weer eens met toerusting kan 'n mens baie goed sê ook. En ek dink met prediking kan predikante baie nice preke doen regtig. Daar's ongelooflike goeie preke daar wat jou motiveer en is great. Maar waar die verskil kom is as mense sien hoe jy lewe en waar hulle jou sien. Dis hoekom spesifiek in familiebediening en jeugbediening moet jy 'n konstante wees vir 'n kind daar waar hy is. Hy kan jou nie net op 'n Sondag sien nie. En as jy op 'n manier leef en 'n kind kan begin vra, maar hoekom is jy so? So as Hein of Jabu vir jou vra, Papa, hoekom is jy so? Kan hy getuig en sê, maar die Bybel leer my om dit te doen. Maak hierdie boek oop, hy gaan jou lewe verander. Verstaan, dan is dit daai leading by example en so vat ons saam hande. Ja. Laat my nogal baie dink aan Paulus wat vir Timoteus, hy is hom toe. En dan op 'n tyd dan is hierdie woorde, niemand mag op jou neersien, omrede jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld van in woord, in gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Dit is vir my so mooi, dit is eintlik die lewe, die lewe word hier beskryf, en presies dit wat jy sê, Jogie, is eintlik in hierdie woorde opgesom. As meer jong mense dit kan doen, deur lewe, niemand mag op jou neersien omrede jy jonk is nie, so ouers ook, jy weet, my ouers moet nie op my neersien omrede ek jonk is nie, maar mag ek ook as kind, jy weet, die beste moontlike voorbeeld wees in geloof, in gedrag, in liefde en ook in reinheid. So is 'n mooi teks wat iets daarvan sê. Ja. Ek het 'n prentjie raak geloop van Sylvester Stallone wat die volgende gesê het. Hy sê die kerk is die gimnasium van 'n mens se siel. Want dis waar ons sielsdimensie ontwikkel, toelaat dat in ons denke, ons emosie en ons wil vernuwe word deur hierdie ingeplante woord van God. Maar die manier hoe die jong mense met mekaar omgang, hoe hulle na die preek luister en wat hulle beleef, is 'n proses om hulle sielsdimensie te vernuwe en vanuit jou denke 'n proses te ontwikkel waar jy nuut dink, geïnspireer deur God se woord en natuurlik dit wat jy dink beland op jou lippe en dis waar die lewe is, want die woord sê vir ons lewe en dood is in die mag van die tong. En nou hier het ons die voorreg om jong mense te kan toerus om hulle sielsdimensie te ontwikkel na aanleiding van God se voorskrifte uit sy woord uit. En is die toepassing van dit wat ons leer wat werklike verskil maak. Nie net in ons kinders of in die kerk, maar in die hele gemeenskap. Dis hoekom die kerk het die vermoë om die gemeenskap te verander tot 'n positiewe Jesus gemeenskap. Ja, dit is presies dit. En met dit wat jy sê is beweeg ons weg van die kerk is net op 'n Sondag. Ja, as die kerk die gemeenskap kan kom verander en transformeer eintlik deur dit wat Jesus vir ons kom wys het hier op aarde, dan raak ons geloofsgemeenskap iets wat ons elke dag uitoefen. Ja. Ek sê vir jou laasweek, ek kan nie glo ek is nou hier op 'n plek waar ek 5 klasse kan aanbied vir graad 11 kinders by matrieks en graad 9's by Jot by Nico Milan. Daar het jy 40 minute om met die kinders kan nêrens heen gaan, hulle moet daar wees, hulle is by die skool. En jy het die manier om met hulle te ontmoet daar waar hulle is en om te sê, "Jesus, maar wat kom sê die Bybel vir ons vandag, hierdie antieke teks? Hoe is hy relevant vandag?" En om te sien hoe die Here met jou werk en om te sien dat dit wat daai tyd geskryf het so relevant is vir vandag en hoe die Here dit gebruik om jou te kon ontmoet daar waar jy is. Ek dink dit is baie mense dink baie keer hulle moet nou mentor wees of hulle moet 'n predikant wees of hulle moet
iets doen rakende 'n geloofsposisie Ja. om eintlik iets te doen vir die Here. Maar ek dink wat die Bybel vir ons kom sê is ons moet getuies wees. So met ander woorde, daar waar jy is dit in die winkel, die skool, waar ook al, daar moet mense kan sien dat ek sien iets van Jesus se liefde in hierdie persoon. Yes. En as ons dit kan doen in 'n gemeenskap, dan gaan daar slegte tye kom, maar die gemeenskap gaan oukei wees. Ons het dit iets van dit ervaar ook in die brande wat hier was, in die eerste week wat ek hier was, toe ons in die winkel kom, toe so omtrent niks oor nie, want so het 'n gemeenskap hande gevat en gesê, ons moet die help, ons moet inspring, en dit is amazing, Ja. Laat my nogal dink aan, ek dink Cas Wepener het altyd gesê, op kweekskool het altyd gesê, dit is nou wanneer die preek na die preek geleef word. So dit is presies wat jy nou van praat. Want eintlik het ons baie min tyd. Jogie, hoeveel het jy gesê? 28 ure? 28 geleenthede wat ons 'n jaar het met jeugbediening, en vir daai 28 keer kom hulle 2 ure kerk toe, 1 uur in die erediens en dan 1 uur na die tyd in hulle klein groep. So as ons sê 'n kind se lewe gaan verander word in 28 ure, dink ek ons maak 'n fout. Ons moet dit 'n meer konstante ding maak, dat hulle sê hier ontvang ons iets in 'n erediens, maar hier word ek ook toegerus om dit te kan uitleef. En dan word daai nie net meer 28 ure nie, maar dit word 'n konstante elke liewe dag. En die ouers het ook 'n rol om te vervul. En die kerk het ook 'n rol om te vervul om eintlik ouers toe te rus, om eintlik hulle kinders toe te rus. So dit is, ek meen, ouers het ek weet daar's 'n studie gedoen dat ouers 2.500 ure in 'n jaar saam met hulle kinders het teenoor 28 ure. So as jy die twee met mekaar eintlik vergelyk, dan lê jou geloofsvorming eintlik maar by jou ouers wat inkoop binne in 'n geloofsgemeenskap. En die groot vraag is, wat doen die kerk in Hebreë om juis ook ons families en gesinne toe te rus? Jy weet, om wel met geloofsvrae en met geloofsgoed besig te wees op 'n meer gereelde basis. Wat nou my hart opkom, is daar enige geleenthede gedurende die week waar jong mense betrokke kan wees in kerk of iets soos dit, VCSV of iets in daai lyn? Ja, ek weet, soos ek nou sê, ons is maar nog net 5 weke hier, so ek vind nog uit wat alles in die week gebeur. Maar ek weet, met die skoolprogram en die akademie is dit regtig moeilik om 'n kind hier te kry, want baie van ons kinders is in die koshuis, en baie van die kinders bly nie op Jeffreys Bay nie. Maar die voordeel wat ons het, is daai lig-app, of die materiaal wat voorsien word, is om te sê, die positiewe is, die ouer het ook toegang daartoe. En ek as die leier-leraar daar by familiebediening het ook toegang daartoe. So ek kan sien of 'n kind dit gedoen het of nie gedoen het nie. So ek dink ons hoef nie altyd te hardloop na, ons moet 'n event skep om die mense uit te kry nie, maar ons moet eerder dit wat ons reeds het, die beperkte tyd wat ons het, moet ons so benut om te sê, ons weet 'n kind gaan hiervan uit en hy gaan 'n verskil gaan maak. Nee, dis kosbaar. Ek het ietsie neergeskryf. In Afrikaans word Jesus dikwels beskryf as die goeie leermeester, the good teacher, leraar, teacher, instructor of rabbi. Hy word erken as 'n uitsonderlike onderwyser wat met gesag, deernis en gelykenisse geleer het. Dis vir my interessant dat selfs kom ons noem dit maar die stories wat Jesus altyd vertel het, hoe dit nie net jong mense of kinders nie, maar groot mense se harte gesteel het. En ons het nou die dag gepraat, toe sê iemand, hy noem dit net vir ons en hy bring dit onder ons aandag en hy sê, weet jy hoe belangrik is dit om jou storie te vertel? Want dis asof dit ander mense fascineer en dit besef, as dit is wat met jou gebeur het, dan sien ek ook kans vir die lewe. Want 'n mens is nogal partykeer geneig om bietjie die negatiewe uit te lig, maar ek dink as ons storie vertel, kom die pragtige deel van God se getrouheid en sy liefde na vore. En die manier hoe ons sy liefde uitleef, is die manier hoe dit verander, 'n inspirasie word. En ek weet, daar's vir my niks so mooi, selfs ons op skool ook was hier op Nikomalan, om te kan sien wat gebeur met die kinders wat voluit vir Jesus leef nie. Dit bly net 'n inspirasie. Nie net vir medeleerders nie, maar ook vir die ouers en natuurlik nou ook vir die predikante en almal wat in die bediening is. Daai jare die kerkraad en die ouderlinge en die diakens, net om te kan sien hierdie kindertjies sit met 'n glimlag in die kerk, want Jesus is 'n werklikheid. Ja, nee, ek dink
dit is weer eens daai, as ons sien hoe Jesus geleef het hier op aarde, stel hy hierdie groot voorbeeld van hierdie leermeester wat kom leer my doen dit deur reg op te tree. En ek dink as ons daai voorbeeld kan volg en ons stories vertel deur dit te doen, dan gaan dit 'n groot impak maak. As ons net kyk na die karakters in die Bybel, soos net vat in Handelinge. Paulus vertel omtrent 9 keer in 18 hoofstukke sy getuienis, waar Jesus hom letterlik ontmoet het waar hy is. En so kan ons al die verhale in die Bybel sien ons hoe God gebroke mense gebruik. Ek bedoel, daar het hy 'n moordenaar en 'n fariseer gebruik, vir Petrus hulle wat hierdie vissermanne is. En hy gebruik hulle om hierdie goeie nuus te vertel en dit te gaan uitleef. En ek stem saam, getuienisse is spesiaal, want 'n getuienis is nie my storie oor hoe amazing ek was om deur hierdie moeilike goed te kom nie, maar getuienis is as ek getuig van wat Jesus in my lewe doen. En ek dink as ons dit kan, as ons vir elke persoon elke dag kan sê, gaan leef jou storie uit. Sien mense iets van Jesus se liefde in daai persoon elke liewe dag. Jy laat my dink aan daai verhaal waar die 5000 gevoed is. Nou dit is net 'n klomp manne, so wat sit aan die vroue en die kinders ook by. Dis 'n klompie mense. En dit is maar so mooi, ek meen Jesus roep vissermanne weg van die viswaters af, om vissers van mense te word. En dan gaan hy saam met hulle op reis. Die beste leermeester van alle tye skep ruimtes vir hulle om te groei. En dit is vir my so wonderlik om te weet, hy kom daar aan en dan kom hulle by hom aan en sê hulle vir hom, al hierdie mense soek kos, hulle is honger. En ek meen nie, daar's nie 'n KFC of 'n McDonald's naby nie. So hy sê vir hulle, maar ek gaan vir hulle kos gee. En ek meen so wonderlik, ek meen hierdie disippels wat eerstehands beleef wat Jesus hierso teach. En hy kom gee nie 'n lesings nie. Dit is vir my so mooi elke keer. Jesus kom gee nie lesings nie. Hy dra nie informasie oor nie. Hy kom wys en hy vertel net 'n storie. Hy gebruik alledaagse stories. En hy kom lê die koninkryk uit. Hy is die beste storieverteller van alle tye, want mense se harte en lewens verander. En dan die volgende oomblik kom maar 'n seentjie aan. Jy weet, en hierdie seentjie bring sy kosblik. Jy weet, en hierso is 'n broodjie en 'n visie. Jy weet, 'n paar van hulle en hy maak dit meer. So daai kind bring sy min wat hy het en God gebruik. So dit is ook 'n lekker preek vir eendag. Hy gebruik die min wat hierdie kind bring en hy maak dit meer. So dit is dit wat ons het om te bied. Is eintlik vir my so mooi om te weet dat die Here dit ook gebruik. Sit dit net by sy voete. En dan gebeur daar. En dan bly daar nog oor ook, nê? Daar bly nog oor. Daar bly nog genoeg oor, meer as genoeg. Vele maandjies. So vele maandjies wat nog verder 'n verskil kan maak. So ek dink is iets daarvan. Ek dink sommer ons het net ook gepraat van die onskuld en die opregtheid in kinders. Gestel Jesus moes nou 'n groot man of selfs 'n disipel gevat het en vir hom gesê het, gaan deel nou gou jou 3 broodjies en jou paar visietjies hierso vir die klomp mense uit. Groot beredenering en hoe onmoontlik dit nou is waar 'n kind net daardie geloofstap geneem het en gesê het, ek gaan dit doen. En ek lees hier 'n dingetjie raak, dit kom min of meer daarop neer dat Jesus is vir ons die gids om by die waarheid uit te kom. Hy self is die weg, die waarheid en die lewe, en hy sê, niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie. Maar dan kom Johannes 8 vers 32 wat sê, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. En dis in die toepassing van die waarheid wat ons leer, en dis wat so wonderlik van 'n geloofsgemeenskap is, maar nou leer jy ietsie van die waarheid, nou kan jy dit gaan uitleef en toepassing vir jouself sê, what? Hierdie goed werk. God se woord, dis die waarheid. Ek het dit geprobeer, ek het dit gedoen, en dis net soos wat dit daar staan. Die woord werk waarlik. Ja, nee, ek dink, dit laat my nou terugdink aan van waar ek kom, aan die strand het ons 'n selgroep, wat 'n groep vissermanne en rugbyspelers is. En hulle is ook lanklaas in die kerk gewees, maar dit was nou maar ons geloofsgemeenskap gewees, en een van ons vriende het radikaal tot bekering gekom. En hy is nou baie upset oor van die ander pelle wat nog steeds die verkeerde goed doen. En hy voel ons moet hierdie mense nou reg sê. En ons sê vir hom, okay, maar kom ons kyk na wat die Bybel sê. Ons gaan na Matteus 18 toe en ek maak op en ek lees dit net so 'n stukkie vir hom van, okay, jy gaan nou eers na die persoon toe en jy praat met hom. As hy nie luister nie, dan en
En hy sit so terug, hy soos, ek kan nie glo, hier sê dit presies vir ons wat om te doen, dankie, en hy gaan en toe hy dit presies dit gaan doen, en dit is wat die Bybel kom doen, dit is, baie keer lees ek dit en ek dink hierdie is net vir my geskryf, hierdie is vandag vir my bedoel, en as ons dit vir mense kan aanleer om te sê, maak oop, dit gaan jou lewe verander, dit is wat die Bybel doen, Prof. Stefan Joubert wat sê, daar moet regtig 'n waarskuwing vooraan die Bybel wees, om te sê, pas op, dit gaan jou lewe verander, hier is die lewende woord, en Jesus wat kom en sê, volg my. Ja. Jy weet, die woord is gees geïnspireerd, en dit blyf my lewendig. Dis hoekom elkeen van ons, as ons die tyd neem en die woord gaan bestudeer, dan kom die Heilige Gees so, hy glip so deur en hy help ons om daardie skrifgedeelte persoonlik te maak, wat jou spesifieke behoefte op daai oomblik is. Kom by en hy ontmoet jou. Ek onthou met my lewe die radikale ingryping van die Here was 'n ou dingetjie, 'n boekietjie wat langs die tafel gelê, op die tafel langs die bed gelê het, en ek het daardeur gegaan en skielik het ek daai skrifgedeelte nog nooit so gehoor, gelees of verstaan soos op daardie spesifieke oomblik nie. En dit is vir my kosbaar dat jong mense die woord met die woord bedien kan word, want dit maak 'n verskil. En is my oulik dat hierdie app, die nuwe tegnologie, 'n instrument word in God se hand om jong mense te kry om tyd in die woord te spandeer. Dis kosbaar. Seker. Ja. Laat my nogal dink aan die kerk, as ons nou dink aan jong mense, dit is nie die kerk van die toekoms nie. Amen. Dis absoluut die kerk van vandag. Ja. En ek dink as ons daai klemverskywing maak, dan begin ons besluite wat ons neem, nie net vir instandhouding nie, maar die besluite wat gemaak word is juis om 'n volgende generasie te kan bedien. Ja. Ek het so op 'n tyd het ons daar in die universiteitsoord met so 'n massiewe groot orgel, was daar 'n geleentheid tussen die orgelis van die plek en natuurlik Louis Brits wat saam toe 'n lof en aanbiddingsgeleentheid aanbied, en dis toe nou 'n gesprek binne in een van ons geleenthede, groeigeleenthede. Nou sit jy met hierdie persoon wat eintlik uit 'n tradisionele agtergrond uit natuurlik musiek maak, en iemand wat nou baie vernuwend met lof en aanbiddingsspanne en alles, en Louis het nog 'n ding gesê wat vir my so mooi is. Hy het gesê, weet jy wat, as my kind eendag staan met 'n iPad in die hand en hy kan die Here se naam groot maak, dan moet ek okay wees daarmee. Ja. Ek moet gaan aanpas. Jy weet, om okay te wees met die snel verandering wat tans op die oomblik aangaan. Ek meen dit wat ons nou sien met die lig app is amper half, jy weet, jy gaan nou nie meer die Bybel, jy gaan 'n Bybel hê, maar jy maak net die lig app oop en jy lees dit op jou foon, want ons weet baie tieners is vandag op die foon, so dit is alreeds besig om te gebeur. Ja. Maar ek dink wat so belangrik is dat ons moet baie keer, ons moet vir onsself ook sê, hoe Here, laat ek aanpas, sodat ek ook die generasie wat baie jonger is as ons, jy sal nou sien, jy word ouer, maar die tieners bly die tieners. Jy weet, dit is net verskillende generasies wat inkom, nee, dit is wat gebeur. Ons raak ouer en hulle bly maar eintlik keer daar. Hulle kom met elke jaar in. So dit is iets daarvan om vir die Here te sê, maar Here, wys vir ons wat ons kan doen sodat ons ook kan aanpas om wel op hulle grondvlak eintlik hulle te kan ontmoet waar hulle is, soos wat Jesus ons ontmoet, waar ons is. Dit is 'n baie belangrike punt om ook te onthou as dit kom by jong mense binne in kerke. En dalk is daar kerke wat uit tradisionele agtergronde uitkom. Ek sê altyd, gaan kyk na die gemeente se agendas, dan kyk jy of die jeugbediening werklik hoog daarop val. Ek meen, een van ons prioriteite hierdie jaar is juist ons familiebediening. Want hoekom? Ja. Dit is waarvoor, dis wat ons wil wees. Ons wil 'n gemeente wees wat dit aan hoe meer skep. Dis vir my soos lewe. Joe, jy is nou al 'n rukkie op Jeffreys Bay. Enige storie wat jy kan aandink van hoe kinders ouers geïnspireer het om in 'n dieper verhouding met die Here te beweeg? Ja, ek dink aan daai een storie, dit was seker so 2 jaar terug, wat 'n jong kind in ons gemeente. Nou, hulle het op 'n tyd oorkant ons gebly en later goeie vriende toe nou geword in daai tyd, en hulle toe nou later 'n ander huis toe nou gekoop. En toe hulle toe nou wegtrek, toe sê die pa een oggend, hy is ook op ons gemeenteraad, toe sê hy, toe hulle die een oggend, toe sê hy vir sy vrou, vanoggend gaan, jy weet, hulle wil nou bietjie inlê. Hulle is nou, jy weet, hulle is nou moeg. Hulle wil nou vandag gaan hulle kerk eerder maar op die TV kyk. En toe kom hulle seentjie ingestap en sê, kom, op,
ons gaan kerk toe. Jy. En toe hy nou probeer beredeneer met sy seun en sê vir hom, maar ons is eintlik moeg, ons gaan hier bly. Toe sê hy, nee, hy sê ons gaan kerk toe vandag, want dit is waar dit lekker is. So dis vir my so mooi om te weet, dat 'n kind sy ouers aanmoedig om te sê, ons gaan vandag kerk toe. So dit is een van die goed wat ek kan onthou. Daar's 'n paar kere, ander kere wat ons ook al van stories gehoor het, maar daai spesifieke storie is vir my so mooi, en hierdie pa vertel dit altyd, hy sê, dis hoekom hulle Sondag na Sondag maar in die kerk is, want as hulle nie daar is nie, dan hoor hulle dit baie vinnig. Ja, so. En dit is vir my so mooi dat die kind aan die ouers toe gekom het, dis waar dit lekker is. En dis waar lewe is, dis waar vervulling is, en dis waar verkoeking plaasvind, en daarom kan hierdie ou kindjie vir sy ouers inspireer en aanmoedig, kom ons gaan, want dit is vir my lekker daar. En dis waaroor die lewe gaan. Dit gaan om 'n verhouding met die Here te hê, maar ook die lieflike, die wonderlike en die lekker te kan geniet. Ja, ek dink wat vir my mooi is ook kerk, my pa is ook 'n predikant. Ja. En ek kan getuig dat in my hele lewe lank het my pa nooit gesê ons moet kerk toe gaan nie. Sondag is die dag dat ons moet kerk toe gaan nie. Hy het wel 'n reël gehad dat hy ry so laat, en as hy nie saam is nie, dan bly hy. Ek was so 'n paar keer by die huis ook gelos alleen. Maar dit was vir ons 'n lekker plek geweest. Dit was regtig, ons het gevoel, hier word so baie moeite gedoen om my te, nou as mens terugkyk kan jy sien, hulle het genuine moeite gedoen om jou te kom ontmoet daar waar jy is. Ja. En dan as mens kyk na stories van mense wat sê, ons huwelik het uit mekaar uitgeval, maar ons kind het dit by mekaar weer gebring, omdat hy sê, ons hoor hierdie by die kerk. Ek dink waarvoor ons versigtig baie keer moet wees, is net dit het myself gebeur, is toe my pa het vir ons gevra, ons het elke aand bid, ons as gesin saam, toe ons nou klein was, en ek bid en ek sê vir die Here, ek sê vir Jesus, dankie vir al my sondes. En my pa, my ma kyk vir mekaar, hy sê, waar hoor hierdie kind dit? Hoekom sê hy dankie vir sy sondes? En my antwoord op 'n ouderdom van 6-7 jaar oud was, ek hoor dit by die kerk, so dit moet seker goed wees. Okay. En soos om te sê, by die kerk, waar fokus ons, om te sê, wat is goed, wat is sleg, maar kom ons hou onsself so besig met Jesus, dat daar nie tyd is vir die ander goed nie, want hy gaan homself kom transformeer. Ja, ons het nou dalk vandag ouers wat luister, en die gevoel kry, hulle wil hulle kinders meer betrokke kry by die kerk, en hulle wil van die app gebruik maak. Hoe doen hulle dit? Wat kan hulle doen? Hulle kan opdaag 6 uur op 'n Sondag by die Complex Campus. Daar is spasie vir jou. Ons is bevoorreg dat ons mentors het, so elke graadgroep is by hulle aparte mentor. Ons het 'n behoefte dat daar nog mentors kom deel word. As ons is nou, ek dink 150 tieners wat op 'n Sondag bymekaar kom, en ons het nog nie genoeg mentors nie, want ons wil graag bietjie daai meer intieme verhouding bou met die mense. So kom skakel in, kom word deel, en daardeur kry jy al die inligting vir die app, en al soos nou byvoorbeeld het ons 'n kind wat Amerika toe trek. Sy ouers het hom nog steeds ingeskryf, want hy weet in Amerika gaan hy nog steeds kan deel wees van dit wat ons hier doen. Hoe special is dit nie om te weet dat die kerk is nou nie meer net beperk tot die gebou nie. Het word net groter en groter. Ja. Ag nee, dis wonderlik. Nog so, ons tyd raak 'n bietjie min, manne. Julle kan dit nie glo nie. Nog ietsie daar van jou kant, Joe? Ja, ek dink saam met die jongdienste in die aande, dink ek is daar ook, ek dink die musiekbediening, ook wonderlik, lof en aanbidding, as dit kom by Afrikaans, Engelse musiek reg deur, so bekom net soos wat jy is, en natuurlik ook 'n goeie prediker, hierdie man wat langs my sit, hy ontmoet ook die tieners waar hulle is my wonderlik om dit ook te sien en te beleef, en ek dink maar net van ons kant af ook, mag ons altyd ons fokus ook hê oor wat kan ons meer doen, wat kan ons doen, en hoe kan ons al hoe meer aanhou bly vra, oor hoe kan ons tieners en ons jong mense bedien, op 'n effektiewe manier, en kry hulle deel, ek dink hoe meer hulle deel is, hoe makliker ook vir ons. Dis vir my soms, ek mag dalk verkeerd wees, maar dis asof die kinders 'n ander tipe vrymoedigheid het, om dit wat Jesus in hulle hart doen, te kan uitleef, sonder die beperkinge van negatiewe lewenservarings, en dis amper asof as die ou kindjie voel, Jesus sê iets
in my hart en ek moet dit vir daai oom gaan sê, geen twyfel, hy sal stap na die oom toe met die rooi hemp en vir hom sê, môre oom, Jesus is lief vir oom. En net daar kan 'n groot mens met 'n gebroke hart deur 'n pragtige ou kindjie aangeraak word, wat net eenvoudig in gehoorsaamheid. En ek wil amper so ver gaan om te sê dat dit wil vir my voorkom asof jong kinders, jonger mense, makliker gehoorsaam kan wees, asof daar minder beperkings is, want hulle dalk nie slegte negatiewe belewennisse gehad nie. So hierdie, om te gaan doen wat in my hartjie is, want dis waar my Jesus woon, en vir die oom in die rooi hemp te gaan sê, môre oom, Jesus is lief vir jou. En die volgende oomblik bars die man in trane uit. Dan is dit 'n absolute instrument in God se hand, en hierdie kind het nou maar net gaan doen wat op sy hartjie is, met die oom gaan praat, en daar gebeur hierdie pragtige getuienis van God se ware liefde. Terwyl ek so van ware liefde praat, is my een plek wat 'n mens die ware liefde van Jesus kry, is in 'n kind. Dit is net daai een treetjie verder wat maak dat 'n kind in God se hand een van die mooiste instrumente op aarde kan wees. Ja, ek my dit gesê, ons nou spesifieke fokus op die jonkbediening, maar daar is ook 'n koningskietsbediening. Ja, wat is die ouderdomsgroep van die koningskiets? Is graad 1 tot 6 en dan is daar ook vir die kleuters. Is eintlik Jou se vrou wat daar by die kleuters wat by die kleuters daar betrokke is. En om te sien hoe hierdie kinders regtig inkoop. Ons kollega Erika Griesel wat daar is, bedoel sy het gisteraand het sy weer by jonk gepreek. En ouers het na die tyd na my toe gekom en gesê dis die beste preek wat hulle al gehoor het oor die verbond, dit het oor die verbond te gaan. En so het ons iemand wat tieners kan ontmoet op die vlak waar hulle is, maar ouers sê, dis nog die beste ding wat hulle gehoor het, en daai persoon is in die oggende betrokke by die kinders se lewens ook, en dan is sy nou die juffrou Beniko Milano ook. So sy het 'n kontakpunt dwars deur die week met elke liewe persoon, en ek dink die voordeel is om in 'n span te wees waar jy na die mense kan kyk en sê, yes, ek sien regtig iets van Jesus se liefde in hierdie mense. Ek dink so gaan ons vorentoe. Ja. Nou manne, dit was nou werklik waar 'n voorreg om saam met julle te kuier. Ek is opgewonde en ek dink ek moet 'n bietjie kom kuier op 'n Sondag aand. Dit gaan so opwindend wees. Joe, as jy vir ons kan afsluit in gebed, en kom ons vertrou die Here vir 'n kosbare jaar, dat 2026 'n jaar van God se liefde sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie gesprek. Dankie dat ons saam met mekaar op reis kan wees. Dankie dat ons u liefde en u genade kan ervaar elke liewe oomblik. Here, ons bid vir ons jong mense binne die Kouga omgewing. Ons bid, Here, dat u in harte en in lewens regtig net so sal inspreek, Here. Ons bid vir herlewing vir ons omgewing en vir ons land. Ons dink ook, Here, aan dit wat in ons omgewing aan die gebeur is op die oomblik, die droogte wat daar buite is. Yes. Bid ons regtig, Here, dat u vir ons sal reën stuur. Here, gee vir ons en voorsien. So 'n paar jaar terug, Here, het ons juis hiervoor gebid en u het voorsien. Soveel te meer weet ons ook, Here, dat u beloftes ook gestaan doen. Dankie dat ons daaraan kan vashou. Dankie dat ons ook kan bid vir die boere in ons omgewing, Here, waar Back Enclosure weer deel is van ons omgewing en wat dreig om ook hier te soos 'n veldbrand te versprei. Dis my gebed, Here, dat u ook vir ons daarin die wysheid en die insig ook sal gee waar en hoe ons ook kan bystaan. Ons bid ook vir die gemeentes en die kerke ook hier in hierdie omgewing. Amen. Ons bid, Here, vir gemeentes, Here, wat ook opstaan, Here, om 'n verskil te kan maak ook in mense se lewens binne die omgewing. Ons sê dankie, Here, vir goeie verhoudings wat ons ook het tussen kerke heen. Ons sê dankie dat daar ouers is wat saam ook hierdie pad stap, Here, saam by die kerk. Ons weet, Here, wanneer die huisgesin en wanneer die kerk hande vat, Here, so weet ons verander 'n gemeenskap ook. Want ons weet, Here, so begin daardie kinders ook by die skole maak hulle 'n verskil tussen hulle vriendekring en elke plek waar hulle self ook mag bevind. Dankie, Here, dat ons ook hierdie geleentheid het om saam ook te kan gesels, Here, ook ingeskakel te kan wees op Oasis FM. Elke luisteraar wat ook inskakel, mag jy hulle ryklik seën
En Here, dankie dat ons ook weet, Here, dat U vir ons ook so sal hierdie pad stap, Here, uit liefde, uit genade. En mag U met hulle elke oomblik wees. Ek kom bid, Here, die reisigers seën oor ons af, Here, in hierdie jaar van 2026, vir elke luisteraar, vir elke jong mens, vir elke familie, vir elke kerk. Here, mag U elke oomblik voor ons wees, om vir ons die paaie gelyk te maak. Mag U agter ons wees om die aanvalle van die bose af te weer. Mag U langs ons wees om saam met ons te loop, elke tree wat ons mag gee. Mag U bo ons wees om ons te seën. Mag U onder ons wees om ons te dra as ons mag val. En Here, mag U ook in ons wees om ons te lei deur U Heilige Gees. Van nou af tot in alle ewigheid bid ons dit in Jesus naam. Amen. Amen. Amen, amen. Wonderlike dag vir elke luisteraar en ons wens vir jou 'n kosbare week toe.